Hemelse Vader, dis 'n groot voorreg wat ons kan hê om met U te kan praat. En dankie dat U vir ons hoor. Dankie dat U ook hier teenwoordig is. Ons wil graag hê dat U vir ons sal gee ervaring om te weet, seker te weet en te ervaar dat U hier teenwoordig is. Dankie dat U opgee vir elkeen. Here, ons is so afhanklik van U. Ons het U so baie nodig. Ons wil hier sit en nou luister. Asseblief, gee vir ons U boodskap. Verstaan, help vir ons verstaan, oop, maar oop ons gedagtes en ons hart. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Goed, ek wil lees uit Jeremia. Die profeet Jeremia, hy het geskryf in die tyd toe Israel volk weggepad was om te woon in 'n vreemde land, die land Babel. Toe hulle daar gewoon het, vreemde land, hulle moet daar slawe. En was hier lekker van hulle daar. Toe die Here geroep vir Jeremia en profeet het gesê, kom, jy moet vertel vir die volk die Here se boodskap. Kom ons lees 'n paar van die verse. Ons lees. In Johannes het Jesus ook gesê dat hy het kom om vir ons oorvloed lewe. Daardie oorvloed lewe is goeie. Voorspoed. Ja. So Jesus wil nie vir ons sleg voorbeeld gee. Nee. Hy wil, hy beplan sleg voorbeeld. Maar Jesus sê nee. Hy het God die Vader beplan voorspoed voorbeeld. Wat is die boodskap in hierdie gedeelte?
van die Bybel. Eerstens, die Here wil hê dat ons moet eet en onthou. Ons woon tydelik hier op aarde. Partykeer, ons is so besig om te leef, werk. Ons vergeet, ons woon tydelik. Mense vergeet en hop met mekaar, hulle dink hulle gaan vir ewig hier leef. Nee, Jesus sê, ons moet onthou, ons gaan vorentoe, daar by hom. Ons woon net tydelik hier. Soos die Here sê, Jeremia beskryf vir die volk Israel daar in die vreemde land, dat die Here sê, julle gaan daar bly tydelik. Later julle sal terugkom in eie land. So wil die Here vir ons moet sê, ek en jy woon tydelik hier. Ons omstandighede nou tydelik sal verander. En hy wil beste gee ons elke. Nou leef ons nou hier. Elkeen het julle eie omstandighede, situaties. Julle het elkeen julle eie omstandighede. Nou, maar ons moet weet. Jesus sê, hy het ons los kry gekoop. En nagmaal, al is dit teken daarvan. Hy het ons vry gekoop. Ons behoort aan hom, nie onsself. Ek en julle behoort aan hom. Hy het ons vry gekoop. Met sy lewe, met sy bloed. Nou wat Jesus sê, as hy so baie moeite gedoen het, om sy lewe te gee, aan die kruis te sterf, sy bloed gegee, ons te red. Dit stop nie daar nie. Hy het ons gekoop. Daarom sal hy ook vorentoe sorg. Ons beskerm. My vir jou vashou. Kan nie uittrek. Want Jesus hou vir jou vas. Hier by die nagmaal, as wat ook weet vanoggend, en herinner, Jesus ook omgee vir ons toekoms. Hy wil ook sorg vir die toekoms. So, ek en jy moet weet, ons is vry gekoop. Ons moet nou heilig lewe. Wat beteken dit? Heilig lewe.
beteken sonder sonde. Doen wat reg en goed is. Heilig beteken ek doen nie verkeerd nie. Nee, ek doen nie sonde nie. Nee, dis vyand. Heilig, ek wil nou lewe as 'n kind. Breek met wat verkeerd sonde is los. En nou doen wat hy my leer. En sê hoe ons moet lewe. Ons moet daarmee besig wees nou. Maar ook, Jeremia sê, ons moet respek hê vir die Vader. Nou, baie mense begin vandag lewe sonder respek vir die Vader. En die gevaar is dat Christenmense ook so begin lewe, sonder respek. En Jeremia sê, nee, as ons woon daar in 'n Vedelland hier, duidelik hier, ons moet onthou, respek hê vir God die Vader, want ons is op pad na hom. Maar respek hê en lewe met toewyding. My lewe gee vir hom en lewe vir hom toewyding. En volhard dan aan so lewe. Maar dis waarmee ons nou besig is. Besig om te leer, te hoor hoe nou moet lewe. Hoe gehoorsaam te wees. Hoe om heilig te wees. Om te groei geloof. Maar dit gaan nie net oor nou nie. Baie mense lewe asof dit nou is. En dit dink aan vorentoe. En die Here sê, ons moet onthou, hy gee ook 'n lewe vorentoe. So ons moenie bekommerd wees oor die lewe vorentoe. Hy beplan ons vorentoe. Verlede Sondag ons boodskap gebring, dat ons moet pas. Daardie hoop vorentoe is wat die Here beloof, hy sal gee vorentoe vir ander. Ons moet dit weet. Nou, wat moet ek en jy nou doen? Ons sit en wag op wat? Sit en wag op wat? Alles los hom. Hy moet alles doen. Nee. Die Here sê vir ons moet saamwerk met hom. Saamwerk. Toe Jeremia daar geskryf het die Here vir Jeremia gesê, skryf, hy gaan verkondig vir die volk, sê vir hulle, daar in die vreemde land, julle moet, sit ek klaar, en wat verkeerd tye dit, wat praat, nee. Jeremia het gesê, en die Here
gesê, Jeremia moet verkondig vir die volk. Julle moet daar werk. Doen goed. Plant tuine. Daar. Trou. Kry kinders. Wees bly. En probeer saamwerk met daardie mense om in die stad beter te maak. Want as jy saamwerk om jou omstandighede daar beter te maak, ook julle sal beter ontvang. So wat die Here vir my en vir jou wil sê vanoggend, is ons moet vashou met geloof en hoop dat hy vorentoe gaan verander en die beste voortoe beste sal gee. Kan dit ook en vashou. Vertrou. Maar nou kan ek en jy saamwerk met die Here. En hy wil hê ons moet kyk. Wat kan ek doen? Wat kan ek doen hier nou om omstandighede beter te maak? So ek moet kyk en ek soek en bid. Here, wat kan ek en wat kan jy doen nou om omstandighede beter te maak? Maar Jesus sê dat die Here gegee het vir elkeen gawes. Elkeen van julle, ek kan iets doen. Ek hou van werk. En skilder. Jy nou met naadwerk, nou van bak. Wat gawes het jy? Jy moet dink daaroor, ondersoek jouself. Wat kan jy doen? Bid vir die Here. En hy sal vir jou help deur om daardie gawes te gebruik. Ook jou omstandighede beter te maak. Nou, ek wil 'n voorbeeld gebruik van my eie lewe. Nou, julle weet, lang terug toe gehad het stemraas. Ek moes, ek kon nie meer die dominee weer preek. Ek het getrek en gaan woon daar in die Karoo. Terwyl ek daar gewoon het, my inkomste min. Ek het bekommerd geword. En ek het gevra vir die Here, asseblief, watter werk kan ek doen, want ek kan nie praat nie. Toe een aand gaan lê in die bed. En die Here het daardie nag vir my gesê, môre, jy moet gaan na jou garage. Dan kyk, wat is daar wat jy kan gebruik en wat kan jy daar doen? Ek het gedink, wat is snaaks gedagte wat Here vir my gee. Ek dink goed, ek sal gehoorsaam. Ek het geslaap. Volgende oggend vroeg, ek het opgestaan, aangetrek, en ek geloop na die garage toe, oopgemaak die deur, ontstaan. En ek vra, Here, wat moet ek sien? En die
Here sê binne in my gedagtes, kyk, wat sien jy? Ek sien gereedskap, sien gereedskap. Ja, en die Here vra, wat kan jy daarmee doen? Ek kan houtwerk doen daarmee. Goed. Die Here sê, kyk nog, wat sien jy? En, ja, ek sien hout. En die Here sê vir my, in my gedagtes, wat kan jy daarmee doen? Toe ek onthou, my skoonmama het hulle ook getrek en daar gewoon. En daardie huis het nie gehad kaste, kombuiskaste nie. Het het min gehad, nie genoeg nie. Toe, ek het ja, ek kan maak kaste. So ek begin maak kaste. En die graad was vol, spuif, uit het toe. En die dokter, so'n nuwe dokter, gekom het en daar gewoon het, uitgerei, verby my huis, en gesien die kaste. Hy stop, en hy vroeg, maar jy kaste, kom buis. En ek sê, ja. En hy sê, asseblief, kom, maak my kaste. Ek sê, ja, goed. So ek het begin maak vir hom, kaste. Wat? Ander mense hoor, en hulle bestel. En so het die Here vir my omstandighede verander. Ek het baie kaste, kombuiskaste gemaak. En so, uitkomst dan. En dit is vir my bevestig. Ek doen die Here kan, hy sal sorg, maar ek moet self ook doen. Dis wat die Here vir Jeremia gesê het, gaan sê vir die volk, julle moet iets doen. Daar waar julle hoor, moet daar sit. Nee. So ek wil, of die Here wil, vanoggend vir julle elkeen sê, gaan ondersoek in jou eie lewe, wat kan jy doen om in jou omstandighede beter te maak. En hy sal vir jou, ja, dan deur ook maak. Maar Jesus het beloof, hy wil vir ons beter lewe gee. En hy gebruik 'n gelykenis, hy vertel, van die skaap en mekaar kom in die kraal. En Jesus gesê, hy is soos 'n herder wat oppas die skape. Hy weet wat die skape kos nodig het, water nodig het. En hy hulle uit en gaan en wys vir hulle waar is grasvelde wat hulle kan eet. En so, sê Jesus, het hy gekom ook by jou. En hy, ja, 'n groen weiveld, waar ons kan kry wat ons nodig het. Goeie, dankie. So moenie bekommerd wees. Ek weet nie wat is jou omstandighede, maar die Here weet. En hy sê, moenie bekommerd. Hy wil vir jou help vorentoe, beste gee. Maar jy moet
jou